Hoe donker word dit in ons lewens, Here? Hoe donker moet dit eers word voordat ons besef dat die lig wat inkom so bitter min is, dat dit die duisternis nie meer binne ons verdring nie. Een prik van 'n naald en 'n hele liggaam kan met AIDS besmet word en sterf. Een onverskillige prik van Satan in deur ons oë en ore en ons siele word besmet en ewige tweede dood, die hel, ons voorland. Die ganse woord gaan juis oor redding. U ganse bediening op aarde het gegaan daaroor om die mens te leer dat u vir ons sondes kom sterf het, dat ons vergifnis ontvang het en nou die ewige lewe kan beerwe as ons lewe volgens die volmaakte wil van u, ons Vader, en ons liggame as heilige tempels opbou vir die inwoning van u Heilige Gees. Satan stuur daagliks duisende boodskapies uit, deur die media, TV, rolprente, ander mense wie reeds binne verduister het, en allerlei ander impulse, soos die internet, om ons gedagtes te penetreer met duisternis. Satan weet, lig is waarheid, en die waarheid is die lig, en as hy die waarheid kan verdraai, kan toesmeer, kan lieg en bedrieg, en ons dit ewig gemaklik oplek as waarheid, dan lek ons duisternis op, dan prik daai AIDS-belaaide naalde van leuns en bedrog ons gedurig, en word alles in ons duister, deur die besmetting van duisternis. In Matteus 6:22 sê u, die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Here, u sê duidelik daar, ons kan nie u en die dinge van die wêreld dien nie. Of dit Mammon die geldgod is, of dit die seksgode is, of drank, of rook, wat ook al, ons kan nie twee gode dien nie. Daardie woorde van u, Here, sê duidelik aan elke mens dat daar slegs een hek is, een enkele hek na die siel, en wat ons daar deurlaat, bepaal wat van die siel word. 'n klein bietjie suurdeeg, Here, laat 'n hele brood rys, ook u eie woorde gewees daai. 'n bitter klein mosterdsaadjie word 'n groot boom, ook u eie woorde, Here. 'n ligte prikkie met 'n AIDS besmette naald, of 'n ligte krappie soos met papier, en die hele liggaam word besmet en sterf. Dit sien ons nou daagliks om ons. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. As ek u woord nie ken nie, Here, dan kan my oë nie onderskei tussen wat lig is en wat duisternis is nie. Nie die fynste, geringste stukkies duisternis wat oorgetrek is deur die bose, wie hom voordoen as 'n engel van die lig nie. Hy draai bedrog toe in blink pakkies wat lig weerkaats, maar self geen lig kan voortbring nie. Dit weerkaats bloot net die lig totdat daar geen lig meer oor is nie, en dan is dit te laat om te besef die oog, die oor, die verstand, die hek het waawyd oopgestaan vir Satan, omdat ons u woord nie geken het nie, u nie gesoek het nie, u nooit gevind het nie, u waarheid nooit gevind het nie. En as die oog eers donker geraak het, hoe duister is die liggaam nie, want dan besef ons nie meer, ons kom nie eers meer agter hoeveel gif ons van Satan afsluk nie. Ons word soos lewende dooies, wat lag en praat en lewe soos al die ander, maar binne ons is dit duister, en het die goeie en rein ewige lewe ons siel verlaat. Dis duister, 'n lewende liggaam met geen toekoms nie.
net wagtend op die tweede dood, die ewige hellevuur saam Satan en die ander gevalle engele. Laat ons oog vol lig wees, vol van waarheid wat u woord is. Laat ons alles filter deur daardie woord, toets aan daardie woord, en as dit aan daardie woord nie deel het nie, dan verwerp ons dit net daar en dan. En ons hou dit wat in ons liggaam skyn, die lig van waarheid, die lig van lewe, die lig van kennis van God, die lig van liefde, die lig van die Heilige Gees, wat dan ook in ons kan woon, want dan is ons liggame tempels vir u Gees. Dankie, Abba Vader, dat ons hierdie wonderlike liefde en genade van u ontvang het. Dankie dat ons kans gegee is om reg te kan lewe, om ons lewens aan u oor te kan gee, om die kruis op te kan tel, wat die swaar is, wat dit verg om hierdie wêreld af te sterf, sodat ons deur die sterwe vir hierdie wêreld die ewige lewe in glorie saam met u daarvoor kan ontvang. Ons bid dit, Here, in die kosbare, soete, die wonderlike en almagtige naam van Jesus Christus, ons Yeshua Mashiach. Amen.